Goeiedag vriende en welkom by deel 3 van ons herdenkings, vertroue in die aangesig van chaos. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag weer eens die voorreg het om na u woord te luister. Dankie dat u woord vandag ons gaan herinner weer eens dat wanneer ons u groot maak eerste, dan sal ons vrese verminder. Ek bid, Vader, dat u ons harte sal oopmaak om u woord te ontvang met nederigheid. En wanneer ons dit doen, liewe Jesus, dan sal u ons geloof in u versterk. So kom sien nou u woord, liewe Heer, en mag die Heilige Gees leiding gee, maar ook die naprediker is van die woord. In die naam van Jesus. Amen. Liewe vriende, soos ek gesê het, vandag doen ons natuurlik deel 3 van ons kort herdenkings getitel Vertroue in die aangesig van chaos. Vandag gaan ons kyk na die woordjie krag of toevlug, of sommige vertalings sê vesting, waar Dawid sê, die Here is my krag, vir wie sou ek bang wees? In die eerste gedeelte van vers 1 van Psalm 27 sê hy, die Here is my lig en my redding. Vir wie sal ek vrees? En nou kom hy en hy sit by, die Here is ook die krag, is ook my krag of my vesting of my toevlug. Vir wie sal ek bang wees? En so vandag wil ons baie graag kyk hoe dat Dawid weer eens vir ons wys dat wanneer jy jou probleme groter maak, dan sal jou vrese nie kleiner word nie, maar sal groter word. Maar wanneer jy God eerste groot maak, dan sal jou probleme kleiner word. En so, dit is belangrik vandag vir ons om te verstaan en te leer natuurlik dat ons geloof nie die ontkenning van chaos is nie, maar die besluit om God groter as ons chaos te sien. Dit is die geheim, vriende. En so die oomblik wanneer vrees eerste ons denke oorheers, dan begin dit ons ook te beheer. Maar wanneer God eerste kom, verloor vrees sy stem, verloor vrees sy greep. En so die hoofgedagte van die boodskap vandag is natuurlik, hoe groter ons God maak, hoe kleiner raak ons vrese. Want die Here is jou lig, hy is ons redding en hy is ook vandag gaan ons sien, ons krag of ons toevlug. En so wanneer Dawid in Psalm 27 vers 1 sê, die Here is die krag van my lewe, gebruik hy die beeld van 'n veilige vesting, toevlug of 'n beskermende plek, soos die versterkte stede en afgebakende kampe waarmee God Israel in die woestyn beskerm het teen vyande en teen gevaar. Natuurlik in Israel se geskiedenis was God nie net 'n geestelike troos nie, maar letterlik hulle beskermer wat rondom hulle kamp opgeslaan het. Hulle rigting natuurlik ook gegee het deur die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. Hy het hulle veilig gehou teen die aanvalle van vyande. En so Dawid bedoel dus hier dat God vir hom soos 'n geestelike vesting geword het, 'n plek van veiligheid, 'n plek van beskerming en sekuriteit waar vrees nie die finale sê het nie. En so Dawid sê vandag vir iemand hier, God is nie net iemand wat my help na die aanval nie, maar iemand wat reeds my beskerming is voor die aanval kom, voor die chaos aanbreek. Dis hoekom Dawid kon sê dat sy vyande gestruikel en geval het, nie omdat hy self sterk was nie, maar omdat God reeds teenwoordig was. Jy sien vriende, baie keer probeer ons self veg. Ja, ons probeer ons vyande self aanvat. Ons probeer daardie emosies, daardie stressors, daardie bekommernis, wil ons self probeer aanvat.
Maar Dawid wys vir ons vandag 'n ander manier. Hy wys vir ons dat hy veg met lof. Hy veg met aanbidding en hy veg met gebed. Want as jy verder lees in hierdie Psalm, dan sal jy hoor hy sê, ek gaan kies om in my al die dae aan die huis van die Here te wees. So hy kies nie aardse vuiste nie, vriende, aardse gevegte nie, hy kies geestelike gevegte. En so prakties beteken dit dat ons elke dag God se krag moet toepas. Met ander woorde, wanneer ons chaos ervaar in ons families, in ons huwelike, by die werk, of selfs ons emosies, kom ons kies om nie paniekbevange te raak nie, my vriende, maar kom ons kies gebed. Kom ons kies aanbidding, lofprysing. En so wanneer vrees jou aanval, kom ons kies om God se woord wat ons gememoriseer het aan te haal. Baie belangrik wat ek vir u sê. Die Bybel sê vir ons dat die trek die volle wapenrusting van God aan. En een van die waarmee ons onsself gaan beskerm teen die aanvalle van die vyand natuurlik. En een van daardie wapenrusting of toerusting wat ons aantrek is natuurlik die woord van God, is die swaard van die Gees. So wanneer die vrees kom, moet ons kan weet wat Timoteus vir ons sê. God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, hoop en selfbeheersing, of 'n selfstandige gees, sê sommige vertalings vir ons. Ons moet weet dat die vrede van God, Filippense 4 vers 7, wat alle verstand te bowe gaan, sal ons harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. En wanneer lyk alles gaan rondom ons de mekaar, lyk dit waar is die Here, moet ons onthou, Romeine, want alles sal ten goeie meewerk. Ek weet, alles sal ten goeie meewerk, vir hulle wat deur God geroep is, deur sy voorneme geroep is, en vir wie hy lief het. En so vriende, wanneer jy swak voel, en ons gaan soms dit swak voel, aanbid selfs al voel jy nie lus om te aanbid nie. Praat aan met God, al wil jy nie self met God selfs praat nie. Moenie op om met God praat nie. Want hoe langer jy met hom gaan praat, glo vir my vriende, hoe meer gaan jou gemoed begin verbeter. En so ek verstaan dat lofprysing verander nie altyd onmiddellik jou omstandighede nie. Ek verstaan dit, vriende, maar wat ek kan verseker vandag, dit verander jou fokus. En jou fokus bepaal jou geloof. En so hoe groter jy God sien, hoe kleiner raak jou vrese. Ons moet egter eerlik wees vandag. Soms voel ons swak, ja, soms het ons nie krag nie. Hoekom? Want partykeer, omdat ons emosioneel uitgeput is, het ons nie krag nie. Partykeer, omdat teleurstelling, verlies of onbeantwoorde gebede ons moed soms breek. Ek weet dit, vriende. Ander kere natuurlik, omdat ons probeer veg sonder God. Dit gaan jou krag breek, vriende. Ons dra soms laste, van ons wat vandag na my luister, dra soms laste wat ons nooit bedoel is om alleen te dra nie. Maar vandag wil ek vir u sê, vriende, selfs groot geloofsmense in die Bybel het soms bang geword. Elijah het na 'n groot oorwinning daar op Berg Karmel het hy moed verloor. Petrus het begin sink toe hy meer na die storm begin kyk rondom hom en nie na Jesus kyk nie. Want jy sien, vrees kom dikwels wanneer ons fokus skuif vanaf God na ons storm. Maar hier is die goeie nuus vandag vir iemand. God veroordeel ons nie wanneer ons bang word nie. God nooi ons terug na hom toe. Want sy krag word juis gemanifesteer, kom juis in werking wanneer ons swak is. En so vriende, dit beteken dat God nie wag dat jy perfek of sterk moet wees voordat jy na hom toe kom nie. Nee, hy word jou krag in die middel van jou verdediging. Hy word jou krag in die middel van jou swakheid. Daarom kan ons selfs in chaos sê, die Here is my lig, hy is my redding, hy is my veilige vesting, vir wie sou ek bang wees? En my vriende, moenie vergeet nie,
Die grootste voorbeeld van ons, wanneer dit kom om God te vertrou, dat hy ons krag is sy seun Jesus Christus. Jesus is die volmaakte bewys van vertroue in die middel van chaos. Want onthou, in Getsemane was daar angs gewees. Hy het pyn verduur selfs. In Getsemane, vriende, was hy angstig gewees, vreesagtig gewees. Maar Jesus het homself aan die Vader oorgegee. Hy sê nie my wil nie, laat u wil geskied. En so aan die kruis het dit gelyk asof duisternis wen, maar deur sy dood en opstanding het hy die grootste vyand oorwin, die dood. En vandag is Christus ons lig in duisternis, ons redding in sonde en ons veilige vesting te midde van ons chaos. Daarom veg ons nie meer alleen nie, vriende. Ons staan vandag in oorwinning meer as oorwinnaars, saam met Jesus Christus, ons Heer. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat u vandag vir ons herinner het, dat wanneer ons u eerste groot maak, dan sal ons vrese verminder, want ons perspektief, ons fokus sal u verander. En ons sal weet, Here, dat u is met ons in die middel van ons storms, in die middel van ons chaos. En so help ons dan ook, liewe Here, om u woord daagliks te bestudeer, daagliks met u te kan gesels, soos met 'n vriend. En gee vir ons die vermoë dan om te getuig aan ander wat u vir ons gedoen het. Dit is ons gebed in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het na hierdie boodskap van Abundant Possibility Ministries. Jou teenwoordigheid beteken vir ons meer as wat woorde kan sê. Ons glo dat God jou hart aangeraak het en ons nooi jou om deel te wees van hierdie reis. Jou gebede en finansiële ondersteuning help ons om die goeie nuus met nog meer mense te deel en lig in donker plekke te bring. Saam kan ons 'n verskil maak. Indien jy ons wil ondersteun, kan jy gerus finansiële bydraes inbetaal in die bankrekening en die volgende besonderhede kan ons aan u verskaf. Die besonderhede is van Abundant Possibility Ministries. Abundant Possibility Ministries, Gold Business Account, dan is dit die FNB Bank en die nommer van die FNB Bank is 6302079115. Die FNB bankrekeningnommer 6302079115. E-pos gerus asseblief u bewys van u donasie na abundantpossibilityministries@gmail.com. Of jy kan ook dit WhatsApp na die nommer daar 0688 907907 068 8907907. Die Here seën u.